Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit 1 Samuel 7 van vers 1 tot 12, waar ons gaan fokus op die woorde Ebenezer. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Hierdie preek het ook 'n deel uitgemaak van ons Kerssang 25 erediens. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit 1 Samuel 7 van vers 1 tot 12. Die manne van Kiriat Jearim het toe gekom. Hulle het met die ark van die Here opgegaan en dit na die huis van Abinadab op die heuwel geneem. Hulle het Eleazar, sy seun, gewy om die ark van die Here op te pas. Vanaf die dag dat die ark in Kiriat Jearim 'n tuiste gevind het, het daar 'n lang tyd verloop. 20 jaar. Die hele huis van Israel wou toe weer die Here volg. Samuel het toe vir die hele huis van Israel gesê: As julle met julle hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode uit julle midde en ook die Astartes. Rig julle hart op die Here en dien hom alleen, sodat hy julle kan red uit die hand van die Filistyne. Die Israeliete het toe die Baals en die Astartes verwyder en net die Here gedien. Samuel sê toe: Bring die hele Israel by Mispa byeen, dan sal ek vir julle tot die Here bid. Hulle het by Mispa byeen gekom, water geskep en dit voor die Here uitgegiet. Hulle het daardie dag gevas en daar bely: Ons het teen die Here gesondig. Samuel het die Israeliete by Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die Israeliete by Mispa byeengekom het die heersers van die Filistyne teen Israel opgetrek. Die Israeliete het dit gehoor en bang geword vir die Filistyne. Die Israeliete sê toe vir Samuel: Moet tog nie oor ons stil bly en ophou om tot die Here om hulp te roep nie, sodat hy ons uit die hand van die Filistyne kan verlos. Samuel het toe 'n suiplam geneem en dit as 'n volledige brandoffer aan die Here gebring. Samuel het tot die Here om hulp geroep ter wille van Israel, en die Here het hom verhoor. Terwyl Samuel nog die brandoffer bring, het die Filistyne nader beweeg vir die geveg teen Israel. Maar die Here het op daardie dag harde donderslae laat reën oor die Filistyne en hulle verwar. Hulle is toe voor Israel uit verslaan. Die manskappe van Israel het uit Mispa getrek en die Filistyne agtervolg en bly neervel tot onderkant Bidkar. Toe het Samuel 'n klip geneem en het tussen Mispa en Sen opgerig. Hy het dit Ebenezer genoem en gesê: Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Ons gaan dan veral fokus op hierdie woorde in vers 12. Toe het Samuel 'n klip geneem en het tussen Mispa en Sen opgerig. Hy het dit Ebenezer genoem en gesê: Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Julle, ons kan die hele Bybel beskryf as 'n biblioteek van boeke waarbinne die groot dade van God beskryf word. Oor en oor word ons gewys op God se magtige hand in die lewe, in die wel en die wee van sy kinders. As God aan Abraham 'n ewige belofte maak, bou hy 'n altaar en bring aan God 'n offer. As God in 'n droom aan Jakob beloof dat hy by hom sal wees en hom sal beskerm, rig hy 'n klip op by Bethel as gedenksteen. As God se volk na 40 jaar in die woestyn op droë voete, as God hulle deur die Jordaan lei, tel hulle, soos wat God hulle beveel het, klippe in die middel van die Jordaan op, om 'n gedenksteen op te rig, sodat hulle nageslag daaraan kan herinner, dat God hulle met groot dade verlos het. God wil dat ons sy groot dade moet onthou, en dat ons dit moet vier. Ja, dit wat Christene elke Kersfees doen, kom op presies dieselfde neer. As ons kinders vir ons vra, maar papa, mama, waaroor gaan al hierdie feestelikheid? Waaroor gaan hierdie lekker eet en hierdie geskenke uitdeel? Dan herinner ons kinders aan God se grootste daad ooit. Ons wys hulle na hom,
wat God se sterke hand in ons lewens die duidelikste kom uitwys het. Jesus Christus, wat mens kom word het, in ons midde kom woon het, aan 'n kruis kom sterf het, uit die dood uit opgestaan het, en wat nou aan die regterhand van God sit, as ons verlosser, ons rots, ons veilige skuilplek. Ja, God wil, wanneer hy ons herinner aan sy groot dade in die verlede, ook dat ons vandag sy hand in ons lewens moet raak sien. Sodat ons ook by hierdie Kersfees, ja, Kersfees is altyd so aan die einde van 'n jaar, waar ons terugkyk oor 'n jaar, dalk 'n goeie jaar, dalk 'n baie slegte jaar, ja, maar dat ons ook hier aan die einde van die jaar kan sê, met alles wat gebeur het, Eben na Eser, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En daarom weet ons ook op ons pad vorentoe, gaan dit nooit nie anderste wees nie. Die profeet Samuel het na die afsterwe van Eli as rigter na vore getree om die volk van God te lei. Ons weet dat so 20 jaar voor hierdie gebeure waarna ons geluister het, by hierdie presies dieselfde plek, Eben na Eser, God sy kinders oorgegee het in die hande van die Filistyne. Na 'n groot slagting waar daar letterlik 30.000 Israelitiese mans dood is, waar hulle afgemaai is, onder andere ook die seuns van Eli en Hofni en Pinjas, en later het Eli ook gesterf, het die Filistyne die verbondsark gevat en na Asdod toe gevat as hulle eie. Nou kan julle gaan gerus lees hier in 1 Samuel van hoofstuk 4 af, toe hulle nou die ark daar in Asdod het, toe gaan dit glad nie goed met die Filistyne nie. Vir 7 maande gaan dit glad nie goed nie, tot hulle agterkom, maar hoorie, dis nie goed dat hierdie ark hier staan nie. En dan vat hulle hom terug, dan stuur hulle hom terug na die Israeliete toe, en hulle maak dan hierdie ark staan by Abinadab. En dis sy seun Eliezer wat dit dan oppas. Ons het in vers 1 daarvan gelees. En dan kom daar 'n tydperk van omtrent 20 jaar, waar binne Samuel na vore tree as 'n rigter. As laaste rigter, kom ons sê van die hele boek Rigters, die rigterslyn waarmee God sy volk gerig het. Maar hy tree ook na vore as die heel eerste Ou Testamentiese profeet, wat gaan begin duidelik heenwys na die Messias. Dis ook tydens hierdie bediening waar God se profeet moes sien, hy moes heel moontlik rondgetrek het onder die Israeliete, en hy moes opgemerk het, dat so baie van hierdie Israeliete het Baal en Astarte bede, ook by hulle huise, en hulle dien God so met 'n halwe hart, maar hulle sit ook maar hulle hoop op die Baals en die Astartes. Hulle het God so halfhartig gedien. So sy boodskap aan God se kinders, wat swaar gebuk gegaan het, onder die strooptogte en gewelddadige hande van die Filistyne, was duidelik. Ja, sy boodskap was duidelik as hy vir hulle sê, as julle met julle hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode uit julle midde. En ook die Astartes. Rig julle hart op die Here en dien hom alleen, sodat hy julle kan red uit die hand van die Filistyne. Die eerste belangrike rede hoekom God ons altyd herinner aan sy groot dade in die verlede, is altyd om ons harte te bekeer. Om ons te laat omdraai, te laat wegdraai van dit wat ons in hom, in sy plek kom sit het, waarop ons hoop bou in ons lewens. Ja, om daarvan weg te draai. Om ons hart en ons gedagtes van alle valse hoop en verwagtinge weg te draai, en dit in ons midde uit te verwyder, enige iets wat belangriker in my lewe geword het, as God self moet verdwyn. Ek gaan altyd God se hand in my lewe miskyk, as my hart en my verwagtinge op verkeerde dinge, op die afgode van ons tyd gefokus is. En daarom is Kersfees ook 'n belangrike tyd, en is dit juis 'n tyd om weer tot besinning te kom en opnuut weg te draai van alle valsheid in my eie lewe. Die Heilige Gees wil weer ons harte fokus op God
wat mens geword het. Op Christus, in wie ons die Vader waarlik kan ken, sodat ons hom alleen kan dien met alles in ons. As Samuel die hele Israel na Mispa oproep om vir hulle te bid, roep hy hulle op na 'n plek wat 20 jaar van tevore, 'n plek was waar die Filistyne hulle verneder het. Hy wou hê dat God se kinders ook hulle eie nederlaag moes onthou. Die deugniete, Hofni en Pinjas, wat God met minagting behandel het, en wat by Ebenezer gesterf het, is maar net voorbeelde van Israel, wat afgode in hulle eie huise aangehou het. As Kersfees my hart, my gedagtes fokus op God wat mens geword het, dan word ek en jy ook herinner aan ons eie nederlaag. My eie sondes, my eie stikkend. En dit wys my ook daarop dat ek eintlik op my eie altyd van die een nederlaag na die volgende nederlaag sal beweeg, tot ek eintlik tot op my eie vir ewig verlore moet gaan. Inderdaad is Kersfees 'n tyd van hart en siel bekering na God toe. Dis 'n tyd om my eie verlorenheid te besef, maar om ook met 'n gebroke hart te kan bely. Tot hiertoe het die Here ons gehelp, Ebenezer. Deur sy woord en gees herinner God ons ook aan hierdie hele geleentheid, al hierdie gebeure hier by Mispa, en die Heilige Gees wil ons gedagtes elkeen vanmôre soontoe vat. Ja, die volk Israel kom ongewapen na Mispa toe. Hulle kom nie soontoe om oorlog te maak nie, maar hulle kom om te kom aanbid. Hulle kom om God se heilige aangesig op te soek. Hulle kom met leë harte. Ons het hier gelees, hulle tot hulle drinkwater uitgegooi en hulle het gevas. Drinkwater wat vir ons so belangrik is. Ons kan nie sonder water nie. Hulle gooi hulle drinkwater uit, simbolies om vir God te sê, Here, nou vertrou ons net op U alleen. Al hulle hoop en geloof op uitkoms van hulle vyand is net op God gerig. En saam roep hulle uit, ons het teen die Here gesondig. Dit is eintlik aangrypend as 'n mens hierdie gedeelte so lees, hoe 'n volk letterlik op hulle knieë kom in hart en siel, hulle heeltemal neerlê voor die lewende God. Ja, kry gou hierdie prentjie in julle gedagtes. 'n wapenlose Israel buig laag en leeg van hulle self voor die enigste ware God. Hulle vyand kom hiervan te hore, en hulle dink, maar hier kan ons 'n slag slaan. En hulle trek gewapen op vir die groot slag. Dis dan, wanneer God se kinders roep na 'n middelaar, as hulle bang en benoud by Samuel pleit, moet tog nie oor ons stil bly en ophou om tot die Here om hulp te roep nie. En dan gebeur die aangrypende. Hulle sit hulle hoop op 'n middelaar, Samuel, wat moet toetree. En dan lees ons hierdie aangrypende woorde. Samuel het toe 'n suiplam geneem en dit as 'n volledige brandoffer aan die Here gebring. Samuel het tot die Here om hulp geroep ter wille van Israel, en die Here het hom verhoor. Aangrypend. Oorwinning kom vir God se kinders deur die bloed van 'n lam. Moet ek meer sê? Die rook en die reuk van die offer het nog hemelwaarts getrek. Toe verslaan God hulle vyand met donderslae, en die manskappe van Israel het hulle tot by Betkar neergevel. Een oomblik lees ons van 'n bang en benoude Israel wat met leë harte na 'n middelaar smag. Die volgende oomblik lees ons van 'n sevierende Israel wat hulle vyand neervel tot by Betkar. En in die middel van hierdie gebeure lees ons van bekering. En 'n middelaar wat bid. En dan 'n lam wat versoening tussen God en sy kinders bewerk op 'n altaar. So word Ebenezer, die plek waar Israel 20 jaar van tevore verneder was, 'n plek van oorwinning, 'n plek
waar 'n gedenksteen opgerig word en hulle dit uitjubel, Eben Haeser, rots van die hulp, dis wat dit letterlik beteken, rots van die hulp. Tot hiertoe het die Here ons gehelp, vorentoe gaan dit nie anders te wees nie. Mense, hierdie is eintlik woorde wat ons iewers in die huis met 'n rooi pen moet uitskryf. Elke keer as ek twyfel, as ek worstel, maar gaan God vir my deurkom, om jy met my hele hart daar te gaan staan en te sê, Eben Haeser, maar God is my hulp, hy was dit nog altyd, hy sal dit wees tot in ewigheid. Daar's soveel beloftes deur God aan sy kinders in die Ou Testament, en waar die geskiedenis van Israel oor en oor na 'n volmaakte middelaar uitgeroep het God op die bestemde tyd sy seun na hierdie wêreld gestuur. En wie op 'n dag Johannes die Doper daar by die Jordaan gestaan. Hy was nou weer die laaste profeet in die Ou Testamentiese orde. Op 'n dag het hy by die Jordaan gestaan, en toe hy die Here Jesus Christus sien, toe wys hy na hom, hy sê, kyk, die lam van God, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Die seun wat God vir ons gegee het by Bethlehem, sou ook die lam word, wat die aand voor sy kruisiging ook vir ons gebid het, as ons middelaar. Gaan lees Johannes 17, sy middelaarsgebed vir elkeen van ons. In die boek Hebreërs lees ons dat God sy gebed beantwoord het. Maar daar is hy ook in ons plek gehang, sodat ons geen sondeskuld voor God kan hê nie. Ons sondes het hy op hom geneem, en aan die kruis het hy die volle woede van God oor ons sondes verduur, sodat wanneer ons na die kruis van Golgotha kyk, ons ook kan opkyk en uitroep, Eben Haeser, rots van my hulp, rots van my hulp, my vryspraak, my verlossing, my oorwinning. Mag die Gees self hierdie waarheid in julle harte vasmaak hierdie Kerstyd. Mag hierdie Kerstyd, mag elke Kerstyd vir jou 'n tyd van herinnering wees, 'n tyd van onthou en besef hoe sondegebroke ek en myself is. Hoe ek op my eie altyd van die een nederlaag na die volgende sal beweeg. Maar mag die Gees jou hart en gedagtes ook laat fokus op God wat mens geword het, op Jesus van Nasaret, wat ook Christus, die gekruisigde, ons Here, wat uit die dood uit opgestaan is, en mag al jou geloof, jou hoop, jou verwagtinge op die rots van jou hulp gefokus wees. Die woordjie tot hiertoe laat ons aan die een kant terugkyk na die verlede. Ek is seker as ek met elkeen van julle gaan praat, val ons ouer lidmate, as jy nou vir 'n oomblik jou gedagtes sou laat terughardloop oor jou lewe, wie was die groot verskil nog altyd? Moet ons dit almal saam uitroep? Die God wat homself in sy woord bekend maak. Ons wil nie eens dink dat hy nie betrokke was in ons lewens nie. Maar hierdie woordjie tot hiertoe gee ook vir ons 'n toekomse uitsig. Want as hy ons tot hiertoe gehelp het, laat hy ons vorentoe kyk met verwagting. In 'n vaste sekerheid dat ons verlosser weer gaan terugkom. Want dit is sy belofte aan elkeen van ons. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Dankie Here, dat ons kan kyk na die kruis, na Golgotha, nie na Kobbeenplek nie, maar na Eben Haeser, na die rots, ons verlosser, ons hulp. Dankie dat ons dit kan uitroep, nie ons is verlore nie, maar dat ons verlos is, en dat ons tot in ewigheid aan U behoort. Here, gebruik hierdie Kerstyd, waar ons baie dinge gaan laat stiller raak in ons lewens. Ja, gebruik hierdie Kerstyd, dat dit ook stiller in elkeen van ons harte kan raak. Ja, dat ons weer kan besin, weer kan dink, wie U is,
en hoe nodig ons die Here Jesus Christus het. Waar daar bekering is, wil U dit bring, bewerk dit kragtig deur U Gees, dat ons in diepe afhanklikheid van U kan lewe. Maar ook hoopvol, terwyl ons uitsien na die dag, wanneer ons Here Jesus Christus weer terug gaan kom op die wolke. Dit bid ons Hemelse Vader, in sy naam alleen. Amen.